Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Vandag wil ek met jou gesels oor die vraag wat ek seker die meeste kry as ek oor die land gebedsopleidingsseminare hou en gebedstoerustingseminare hou en mense leer om effektief te bid, is hierdie die vraag wat ek seker die meeste kry. Hoe hoor ek die Here se stem? En wanneer ek dan nou uiteindelik die sessie aangebied het oor die openbaring wat die Here my gegee het oor hoe hoor 'n mens die Here se stem, besef die meeste kinders van die Here, hulle hoor die Here se stem gereeld, maar hulle weet dit nie, hulle onderskei dit nie. En dit is so belangrik dat jy die Here se stem sal hoor, want die Here praat en die Here praat graag. En toe het die Here vir my hierdie openbaring gegee in sy woord. Nou, party mense dink dit moet seker baie moeilik wees om die Here se stem te hoor, dit is seker baie ingewikkeld om die Here se stem te hoor, maar as jy na die woord van die Here toe gaan, dan sien jy, daar is 2 versies, wat vir jou presies vertel hoe om die Here se stem te hoor. Nou, sê vir my, as dit moeilik was, dink jy regtig, die Here sou net 2 verse daaraan spandeer het? So as dit net 2 verse vat, dan kan dit mos nie moeilik wees nie. 'n Mens moet net die openbaring kry van die Heilige Gees. Maar kom ek sê jou wat, as jy hierdie doen, en jy pas hierdie toe, sal jou lewe vir altyd op 'n ander dimensie wees. Jou gebedslewe sal vir altyd verander. Want jy weet mos, bid is 90% luister en 10% praat. As dit nie dalk 99% luister en 1% praat is nie. Die meeste mense sukkel daarmee, jong, want hulle gebede is meer praat en hulle luister eintlik nooit. En hulle gebede is meestal maar 'n piek en pay lysie. In plaas van, praat met my Here, ek wil u stem hoor. En dit is my baie mooi, as ek na Dawid se lewe kyk, dan is Dawid die een wat vir ons gedurig vertel, ek wil in die teenwoordigheid van die Here kom. Ek wil hoor wat die Here sê. In elke situasie is dit belangrik dat jy sal hoor wat die Here sê. Want jy kan eintlik niks doen as jy nie eers die Here se stem gehoor het nie. Jy kan in geen geveg ingaan as jy nie eers die Here se stem gehoor het nie. Jy kan geen krisis hanteer as jy nie eers die Here se stem gehoor het nie. So, dis dalk die heel belangrikste inligting wat jy moet hê in ons toerustingsreeks as ons praat oor gebed is, hoe hoor ek die Here se stem? En vir dit is daai 2 verse die geheim daarvan. Laat ek net dit bysê, as jy hierdie gaan doen, gaan jy binne 5 minute die Here se stem duidelik hoor. So hierdie moet al klaar jou ore spits en jy moet nou besluit, ek gaan vir die volgende klomp minute hier sit en ek roer nie en niks gaan my aandag aftrek nie. Hierdie moet ek hoor. Dis weggesteek in een van die klein profete met die naam van Habakuk. Die klein profete fascineer my. Hulle het nie al hierdie prominensie van 'n Jesaja en 'n Jeremia nie, maar hulle is meeste van die tyd, soos ek het sien, eindtyd profete, en dis hoekom ek dink dit weggesteek is in die klein profete, en hierdie geheime is weggesteek in die klein profete, want die meeste mense lees nie daar nie. As ek nou vir jou vra, het jy nou al preke oor Habakuk gehoor? Dan gaan jy vir my sê, ja, nee, ek het preke oor Habakuk gehoor. En as ek vir jou vra, wat is die preke wat ek van Habakuk gehoor het? Dan sal jy vir my sê, Habakuk 3, die gebed van die profeet, en dan sê hy, alhoewel die vyeboom nie sal bot, en aan die wingerdstokke geen vrug wees nie, en die drag van die olyfboom sal teleurstel, en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte. Hy maak my voete soos die van herte. Dis nou bokke, wildsbokke, en hy laat my tree op my hoogte. En ek vra myself, klink dit vir jou normale reaksie? Klink dit reg? Ken jy mense wat sê, al stort alles rondom my in duie, al vou my besigheid, al
Het ek soveel skuld, ek kan nie daar uitkom nie. Al gebeur al die goed met my wat lelik en verkeerd en sleg is, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. So, ek weet nie jong, of dit die normale, kom ek sê so, aanhalingstekens, normale reaksie is van mense wat na omstandighede sê. So dan vra ek myself die vraag, want dis hoe ek met die Here se woord werk. Ek wil weet, hoe kry 'n mens dit reg? Hoe kom jy op daardie plek waar al daai goed gebeur en dan sê jy, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal rondspring, ek sal juig, want die Here is my sterkte, hy maak my soos 'n klipspringer wat bo op die berge kan loop. Hoe gebeur dit? Want dis die geheim. Ek dink 'n mens moet so prakties met die Here se woord wees. So, dis net 3 hoofstukke julle. En in hierdie 3 hoofstukke is daar 2 verse wat die geheim is. Nou, hoofstuk 3 is dan die gebed van die profeet en dan vertel hy vir jou al die goed wat gebeur. As jy na hoofstuk 1 toe gaan, en dan lees jy, hy sê geweld en onreg in die volke wêreld. Die God spraak van Habakuk, die profeet, wat hy gesien het. En nou sê hy, Here, hoe lank? O Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie. Skreeu ek tot u, geweld, maar u help nie. Waarom laat u my onreg sien en aanskou u die moeite, die verwoesting en geweld is voor my oë, daar stryd en twis. En ek sê vir jou, Habakuk dink nou hy bid in hoofstuk 1, maar hy bid nie. En dis hoekom die opskrif ook nie eers bid is nie. Terwyl hoofstuk 3 sê, die gebed van die profeet. So in hoofstuk 1 bid hy, maar hoor jy, ek wil amper sê, Habakuk beskryf Suid-Afrika, né? En baie mense se gebede, Here, kyk die geweld, Here, kyk die onreg, Here, kyk die korrupsie, Here, kyk wat rondom my aan die gang is, en ek roep nou op, Here, maar u hoor nie, en ek skreeu, Here, maar u help nie. So hy bid nie, né? Hy kla. Hy hou 'n selfbejammerende partytjie. En in hoofstuk 1 praat die Here 'n paar keer met hom, maar hy hoor dit nie. Want sy ore is toe. Sy ore is nie ingestem om die Here se stem te hoor nie. Hy hoor net al die goed wat rondom hom aan die gang is. Al die goed wat rondom hom aan die gebeur is. So, dis hoofstuk 1. Dan hoofstuk 3 verander die hele tone. Nou lees ons, hy bid, en ons sien hoe bid hy. Hy loof die Here, hy prys die Here, en sy fokus is reg. En dan vra ek, goed, tussen hoofstuk 1 en hoofstuk 3, wat het gebeur? Hoe verander 'n mens van hoofstuk 1 en hoofstuk 3, dat jy so drasties anders bid? En hierdie moet jy hoor, né, want so baie kinders van die Here is vasgevang in die gebedsmodel van hoofstuk 1. Wat kla is, wat 'n moan is oor jou omstandighede en die situasie, en Here, dit kom nie reg nie, en Here, kyk na die land, en Here, kyk na my dorp. So baie kinders van die Here is in daai slagoffer gebedsmentaliteit. En dan bid jy nie eintlik nie. As jy 'n slagoffer situasie het, dan bid jy nie eintlik nie. As dit 'n slagoffer mentaliteit is, jy bid nie. Want ek meen, wat help dit jy sê vir die Here wat jou omstandighede is, as die Here klaar weet wat jou omstandighede is? Hy weet presies waar is jy. Hy weet presies wat aangaan. So hoekom moet ek hom daarop attent maak as die Here dit klaar weet? Dis hoekom as jy so gebid het, voel jy nie beter as jy klaar gebid het nie. Inteendeel, jy voel slegter. Want daar was geen geloof daarin nie. Die Here is nie in die prentjie nie. Daar's geen verwagting van die Here nie. Daar's geen uitspreek van beloftes in die woord van die Here nie. So niks in die geesreale het geskuif nie, en die hemel het nie geantwoord nie, en nie gereageer nie, en is nie geaktiveer nie. So, as jy van daar af wil beweeg na hoofstuk 3 toe, is hierdie 2 verse in Habakuk, hoofstuk 2, die geheim wat jou uit daai 'n mentaliteit van slagoffer vat na hierdie oorwinnaar, al gebeur wat met jou. Die oorwinnaar in omstandighede, hoe dit ook al mag wees, want dan moet jou omstandighede uiteindelik verander om aan te pas by wat jy verklaar, want lewe en dood is in die mag van jou tong, en die vrug van jou lippe sal jy eet. So uiteindelik moet die omstandighede buig voor wat jy verklaar. So, kom ons gaan na die 2 verse wat die geheim is, wat jou gaan vertel hoe jy die Here se stem kan hoor. Hy sê, hoofstuk 2 vers 1, op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skansmuur my stel. Ek wil op 'n wagtoring gaan staan. Nou as jy in die weermag was,
of dalk het jy al verby weermagkampe gery, en dan sien jy hierdie torings met 'n waghuisie bo-op. Dit is waarvan Habakuk praat. En as jy nou 'n wagtoring het met daai huisie daarbo waar jy sit, jy's alleen daar. Jy kyk nie TV nie, jy luister nie musiek nie, jou funksie in daai waghuisie is op jou wagbeurt, moet jy paraat wees. Jy moet waaksaam wees, jou ore moet oop wees om te kan hoor en jou oë moet oop wees om te kan sien. Dis wat jy in 'n waghuisie maak. En klink dit dan nie soos Jesus wat sê, en as jy wil bid, kan ek dit andersom sê, en as jy my stem wil hoor, kan ons bid maak, as jy my stem wil hoor, is dit nie die hooffunksie van gebed nie. As jy my stem wil hoor, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur. Klink dit nie so nie? Kom alleen, kom op 'n stil plek. Net jy en die Here, geen distractions nie. Jy en die Here, en jy gaan sit daar om die Here se stem te hoor, en dis presies wat Dawid gedoen het deur sy lewe deur, en dis hoekom Dawid hierdie geweldige suksesse behaal het, wat hy behaal het. Kom alleen, dis die eerste vereiste, as jy die Here se stem duidelik wil hoor, binne 5 minute, kom op 'n plek waar niemand jou kan pla nie. Niks en niemand kan jou daar onderbreek nie. Dis jy en die Here, en jy's op 'n mission, ek wil die Here se stem hoor. Dan sê hy, en ek wil speur om te sien wat hy in my sal spreek. Wat 'n asemrowende openbaring is hierdie nie net nie. Hoeveel krag is daar nie net hierin nie? Wie het al ooit vir jou dit gesê? Het jy al ooit 'n preekie oor gehoor? Het jy dit self al gelees en verstaan wat jy lees? Hy sê, ek wil sien wat die Here in my sal sê. Wat klink vir jou vreemd in hierdie sin? Ek wil sien wat die Here in my sal sê. Kom ons vat net eers die eerste en die laaste een. Ek wil sien wat die Here gaan sê. Nou, wat verwag jy moet eintlik in daai sin staan? Jy verwag daar moet staan, ek wil hoor wat die Here sê. Maar dis nie wat Habakuk sê nie. Hy het 'n sleutel, hy gee 'n sleutel in jou hand, hy maak iets oop wat jy dalk nog nooit gehoor het nie. Hy sê nie, ek wil hoor wat die Here sê nie. Hy sê, ek wil sien wat die Here gaan sê. So, hier's die ding, dis hoe die Here ons gemaak het, dis hoe ons brein funksioneer. Ons dink in prentjies. As ek sê hond, dink jy nie HOND nie. Jy sien 'n prentjie, dalk van 'n troeteldier hond wat jy gehaat het, dalk 'n hond wat jou gebyt het en jou bang gemaak het. So as ek sê pa, sê ek nie PA nie. Die oomblik, of as ek sê pa, dink jy nie PA nie, jy dink nie aan die letters nie, jy sien 'n prentjie. As ek sê ma, dink jy tog nie MA nie. Jy sien 'n prentjie. So, wat jy hoor, skakel jou brein om in 'n prentjie. Reg. Soos die Here met jou praat, gaan jy 'n prentjie sien. Dis baie belangrik dat jy hierdie vir jouself ontrafel. Die voorbeeld wat ek van hou om te gebruik is Abraham, as God vir hom sê, op 'n baie hoë ouderdom, by die 100, en sy vrou is by die 100, sê die Here vir hom, jy gaan 'n kind hê. En ek meen, hulle het nie kinders nie, hulle is 100, dis onmoontlik. So die Here sê vir hom iets, maar hy kan dit nie sien nie. Al die feite is daar teen, al die omstandighede is daar teen, dit is fisies, menslik, onmoontlik, dit kan nie gebeur nie. So, die Here sê vir hom iets wat so onmoontlik is, hy kan nie dit sien nie. So, nou sê die Here vir hom een nag, gaan uit, kyk op, sien jy die sterre, tel hulle, en hy sê, ek kan dit nie tel nie. En die Here sê vir hom, so sal jou nageslag wees. En ewe skielik kan Abraham sien wat die Here gesê het. As hy dan opkyk in die lig van daar af, dink jy hy sien sterre, of dink jy hy sien die belofte van die Here?
Hy sien die belofte van die Here. Voordat jy nie kan sien wat die Here sê nie, sal dit nooit realiseer nie. Sal dit nooit geloof in jou kan opwek nie. Sal dit nooit 'n verwagting in jou kan skep nie. Hierdie is die eerste belangrike beginsel. Jy kom alleen, waar jy nie geplaag kan word nie. 2. Jy moet kan sien wat die Here sê, wat die Here gaan sê. Nou, die derde geheim is, hy sê, ek wil sien wat die Here in my gaan sê. Ek wil sien wat die Here in my gaan sê. So waar hoor jy die stem van die Here? Binne. Jou inner voice. Die krag van jou verbeelding laat jou sien wat die Here beloof. Die krag van jou verbeelding vorm 'n prentjie van wat die Here sê en dan kan dit gebeur. Dit is so belangrik. Want jy weet, ons word gebore met 'n verbeeldingskrag, né? Het jy al die verbeeldingskrag van 'n kind gesien wat speel? Hulle speel dokter en trek 'n stetoskoop om die nek en 'n wit jas, dan is hy 'n dokter. Want hy verplaas homself in daai wêreld in. Ek sê altyd, moenie vir 'n ouetjie van 5 jaar 'n Superman pak aantrek en laat hy op die dak klim nie. Né? So, dit is so belangrik dat die krag van verbeelding, maar soos wat ons groter word ons sinies. Nou is ons groot mense, nou het ons die lewe beleef en nou het ons die lewe gesien en nou krimp die krag van ons verbeelding. Ons droom nie meer nie. En droom is eintlik maar om te kan sien wat jy begeer. Dis wat droom is. Jy sien wat jy begeer. Of jy sien wat die Here sê. Dis hoe drome werk. Maar dit is hartseer om met baie mense te praat en te hoor hulle droom nie meer nie. Ek het een keer op 'n klein plattelandse dorpie, ek het 'n uitreik vir matrikulante gedoen. Ons het honderde boekies uitgedeel om matrikulante te aktiveer en te stimuleer om te droom. Om groot te droom oor die Here se plan vir hulle lewe. Hit the mark het ons dit genoem. En ek het op 'n klein skooltjie gekom, arm mense, 'n arm dorp, en toe ek vir daai matrikulante vra, wat droom jy? Het die meeste gesê hulle droom nie. Want hulle ouers het nie geld nie. Hulle is nie in die regte skole nie. Daar's geen geleenthede nie. Hulle droom nie. En dit was my so hartseer. Soos jy wil hoor wat die Here sê, sluit weer aan. Sit weer jou verbeeldingskrag aan. Sit daai knoppie weer aan. Sê, Here, ek wil weer droom wat U sê. Ek wil droom wat die Here oor my sê, en hy gaan dit in jou sê. So, as jy nou gaan stil word, en jy wil nou hoor hoe die Here se stem klink, hier's 'n baie praktiese oefening wat jy kan gaan doen. Kom op 'n stil plek waar dit net jy en die Here is. Stil. Dan, miskien kan jy vir jou aanbiddingsmusiek saggies aansit, maar net stil, nie met woorde by nie. Nou, maak jou oë toe. By jou het jy 'n Bybel, jy het 'n notaboek en jy het 'n pen. Dis die instrumente wat jy vandag gaan gebruik. Jy het 'n notaboek, jy het 'n pen, jy het 'n Bybel. Jy gaan sit, jy maak jou oë toe. Verbeel jou, jy is op jou gunsteling plek op die aarde. Waar is jou heerlikste plek op die aarde? Ons is op hierdie oomblik, as ek met jou praat, in ons boshuis in Marloth Park op die grens van die Kruger Wildtuin. En vanmôre 'n bietjie gaan stap daar teen die Krokodilrivier en al die voëlgeluide. Dis huisplek, hartsplek. Dis jou hartsplek. Dit voel net vir jou die hemel is oper hier. Party mense is dit by die see, jy gaan stap langs die see. Waar dit ook al vir jou is, verbeel jou, jy en Jesus is saam daar. Hy's daar by jou, hy's by jou. Jy ervaar sy teenwoordigheid in jou verbeeldingswêreld. Ek weet jong, party mense sê, regtig, ek het nie saak met jou nie. As jy verstand wil doen, sit af en kom uit my pad uit. As jy die Here se stem wil, volg my.
So ek wil nie jou enigstens probeer oortuig nie. Hierdie vertel ek jou hoe die Here met my praat, hoe die Here met my werk, hoe groot goed gebeur. Hoe groot wonderwerke gebeur, net omdat jy die Here se stem hoor en jy kan begin droom wat die Here sê. Jy in jou verbeelding stap jy in die Here. Soos ek sal nou vanmôre langs die krokodilrivier gaan stap en as ek die Here se stem wil hoor, dan glo ek met my verbeeldingskrag, Jesus stap saam met my daar. En jy kan vir jouself 'n beeld skep van hoe die Here lyk. Ek het al die voorreg gehad dat die Here aan my verskyn het fisies. En dalk sien jy hom in 'n lang wit kleed. Dalk sien jy sy gelaatstrekke. Maak nie saak nie. Maar kyk hom in sy oë en hy kyk in jou oë. So jy stap en hy kyk jou in jou oë. En al wat jy kan sien is hoe lief hy jou het. Ongeag, ten spyte van, niemand kan jou lief hê soos hy jou lief het. En jy ervaar net, want Jesus het jou lief. Dis hoekom hy aan die kruis vir jou gesterf het. Al het jy wat se foute gemaak, al het jy wat se mislukkings gehad, Jesus het jou lief. Sê vir hom dat jy hom ook lief het. Met al jou foute en al jou teleurstellings, sê vir hom dat jy hom ook lief het. Hoor hoe die Here saam met jou stap, sien hoe die Here saam met jou stap, en dan vra jy hom, Here, wat hiervan? En sê die ding waarop jy 'n antwoord wil hê. Sê die ding waarvoor jy die Here se stem wil hoor. Here, wat hiervan? En dan luister jy. Daar gaan dalk 'n prentjie in jou gedagte vorm. Dalk val daar 'n woord in jou hart, skryf dit neer. Dalk val daar 'n paar woorde in jou hart, skryf dit net neer, sonder om te probeer verstaan wat dit is, skryf dit net neer. Dalk kom 'n naam by jou op, dalk sien jy iemand in jou geesteshoog, skryf neer. Skryf net neer die eerste gedagtes wat in jou hart opkom, sonder om daaroor te dink, sonder om daaroor te wonder. Het jy al gehoor, jou eerste gedagte is altyd die regte gedagte, sonder dat jy daaroor dink. Skryf net neer wat jy in jou gedagtes hoor. Totdat die sessie verby is, dan sê jy, dankie Heilige Gees, dat U nou met my praat. Dankie dat U nou met my gepraat het. En ek sit dit nou voor die voete neer, dat die plan hieruit vorm sal aanneem in die naam van Jesus. Nou, vir die volgende paar dae, gaan jy nou, as jy bid, na jou joernaalboek kyk, en jy gaan kyk, en nou gaan jy luister, wat moet ek hieroor doen? Wat moet ek nou hiermee doen? En dan is die belangrikste, doen wat in jou hart opkom om te doen. Want as jy die puzzelstukkies het, nou moet jy die legkaart aan mekaar sit. Bou hom nou en wees gehoorsaam en voer dit uit. Ek wil jou amper waarborg, nadat ons dit met baie mense gedoen het, jy gaan die Here se stem hoor, deur jou innerlike oortuiging, deur jou inner voice, deur gedagtes wat in jou hart opkom, deur 'n prentjie wat jy sien, en dis die stem van die Here. En dan gaan jy verstaan dat die Here graag met jou wil praat. Ek sal graag jou terugvoer wil kry. Vertel vir my, wat gebeur in jou lewe? Stuur vir my 'n e-pos na arendegebed@gmail.com. Vertel vir my, wat was jou belewenis? Hoe ervaar jy dit? Wat wil jy graag meer hoor oor gebed? Gaan ook na ons webwerf toe by www.prayerevangelist.com en kyk wat is daar in ons boeke waarmee jy kan groei. Dis altyd 'n voorreg om saam met jou te gesels, saam met jou te kuier. Mag jy die guns van die Here beleef.